Ja, goeienaand julle almal. Dit is dan nou tyd sodat ons kan begin met ons Bybelstudie. Baie welkom aan die van julle wat dalk vir die eerste keer ingeskakel het, die van julle wat reeds bekend is met ons Bybelstudie. Julle is natuurlik nog altyd welkom. Ons gaan vanaand die eerste gedeelte van 1 Korintiërs hoofstuk 12 hanteer en dan hier teen 7 uur, as die Here wil, gaan ons dan die verhoudingsbybelstudie hanteer aan die hand van die boek van professor van der Merwe. Ek wil vir ons soos gebruiklik begin die Here te vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir U baie dankie vir die genade wat U aan ons bewys, dat ons hierdie Bybelstudie vanaand kan hê, dat ons kan verdiep in die woord, en ons doen dit met die doel om uiteindelik ook in ons geloof te groei en te ontwikkel. Ons gaan vanaand Bybelstudie doen oor die gawes wat U in U goedheid vir ons beskik het, en wat U seën vir ons verwerf het, wat die Heilige Gees aan ons uitdeel. Gawes waarmee ons moet diensbaar wees in die kerk. Ons bid dat ons werklik sal luister na wat U woord sê, dat ons ook sal besin oor ons eie lewe en of ons diensbaar is in U kerk. En met watter gawes is ons diensbaar? Ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, ek het dit so 'n bietjie vooruitgeloop in my gebed, dat dit gaan oor die gawes, maar dit dink ek het julle geweet. Ons gaan lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling, en ek glo dit is ook vir julle sigbaar, julle kan dit ook daar sien. Nou, die apostel Paulus begin deur te skryf, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat, toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie, en niemand kan sê Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God, wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander woord van kennis, deur dieselfde Gees aan een geloof, deur dieselfde Gees aan 'n ander gawes van genesing, deur die een Gees aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale, en aan nog 'n ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel, volgens sy wil. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een Gees in een liggaam ingedoop, Jode of Grieke, slawe of vrymense, en ons is almal met een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie,
En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlik swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik, en daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer, en die minder elegante dele met meer elegansie, terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam so saamgestel, dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat dit die meeste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat ly, ly al die ledemate saam. As een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. In die gemeente het God aangewys eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei en verskillende soorte tale. Is almal dan apostels, is almal dan profete of almal leraars, het almal miskien kragtige vermoëns, het almal miskien gawes van genesing, spreek almal dan in tale, kan almal dit dalk uitlê. Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste weg. Kom ons kyk wat kan ons vanaand opklaar oor 1 Korintiërs hoofstuk 12 oor die gawes. Ek gaan vir julle 'n gedeelte vertoon wat ek dan gebruik as die gespreksbasis, dat ek hom net hier weer stop. En dan deel ek met julle hierdie dokument. Asai. Dit is baie duidelik dat 'n mens moet nou 'n klompie dinge in gedagte hou by die lees van hierdie hoofstuk. 'n Mens moet onthou wat die agtergrond was, wat hierdie gemeente vir wie Paulus hier skryf om in bevind het. Dit is sommer aan die begin al reeds duidelik gewees dat hierdie mense 'n mate van verdeeldheid ervaar het. Dat hulle byvoorbeeld gesê het, ek is vir hierdie ene, ek is vir daardie ene, dat daar 'n bepaalde hoogmoedigheid by sommige van hulle bestaan het. En ons weet dat die stad Korinthe was 'n baie belangrike stad in terme van die Griekse leefwêreld van daardie tyd. En die mense van die stad was ook bewus daarvan gewees. So, hulle het nogal geweet waar hulle bly en wie hulle is. En toe hulle dan nou ook Christene geword het, het hulle gevoel dat hulle as Christene moet sekerlik dan ook uitsonderlik wees as Christene. En dit wat hulle gesien het, wat God vir hulle gegee het, het hulle dan ook beskou as dit maak hulle uniek. Dit maak hulle nie net uniek nie, dit is iets wat aan hulle behoort, dalk selfs iets wat uit hulle kom. So Paulus hanteer hier 'n saak wat in die gemeente van Korinthe begin leef het, en dit is dat hulle elkeen is daar baie besonders en baie belangrik op grond van wat hulle kan doen. Wat geestelike gawes betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Nou is die vraag uit die hart van die saak,
of ons as moderne gelowiges baie kundig is oor hierdie saak van geestelike gawes, en ek dink dat as gereformeerdes oor die algemeen, is ons nie altyd baie gemaklik met hierdie onderwerp nie. Voel ons, dit is iets wat meer behoort tot die charismatiese gedeelte van die kerk, en ons praat nie baie oor geestelike gawes noodwendig met mekaar nie. Tog kan ons nie die bestaan van geestelike gawes ontken nie, of wil ons dit ook nie ontken nie, en moet ons moontlik met mekaar ook meer hieroor praat. Behoort elkeen van ons groter duidelikheid te hê oor wat die gawes is, wat God gegee het, en ook moet ons dan bewus raak van watter gawes ons self het, waarmee ons dan diensbaar kan wees in die gemeente waar God ons geroep het. Ek dink die vertrekpunt is juis, en daar behoort 'n klemverskywing te kom in die gereformeerde kerke, en ek wil die klem plaas ek al vir 'n geruime tyd, dat ons moet wegbeweeg van die idee dat die gemeente bestaan as 'n doel op homself, maar dat ons 'n gemeente moet wees wat diensgerig is. 'n Gemeente wat bepaalde dinge doen, wat bepaalde dinge laat gebeur, wat 'n verskil maak in 'n gemeenskap. So 'n kerk het altyd 'n plek in 'n gemeenskap en is baie gou dan ook 'n groeiende kerk. Maar 'n gemeente wat homself sien as mense wat bedien moet word deur amptsdraers, is 'n gemeente wat al gou in die moeilikheid beland. Dis 'n baie ouer model van dink. Ek weet nie of dit werklik so sterk geleer is in die verlede, maar die idee bestaan wel steeds vandag by baie mense, dat hulle in die kerk is en dat hulle bepaalde diens moet ontvang. Hulle sien hulle self nie as dienaars nie. En dit moet ons omdraai. Daar moet ons, as ons nog enigsins hierdie idee het, moet ons dit baie gou eintlik afsterf en aanbeweeg na diensgerigte model toe. Nou, die geestelike gawes wat God gee, is juis met die oog daarop dat die gemeente diensbaar moet wees. Diensbaar moet wees met die gawes wat jy van God af ontvang. En nou dink ek, dit is deel van die probleem waarmee ons sit in die gereformeerde kerke dan spesifiek. Die gereformeerde kerke is die model dalk baie gerig op die predikant, en hy is die dienaar, en saam met hom ook die ouderlinge. Die ou beeld van die passasiersskip en die lidmate is die passasiers op die skip, en die dominee is verantwoordelik om almal gelukkig te hou, en mense het bepaalde regte en kan byvoorbeeld aanspraak maak op 'n sekere hoeveelheid tyd van die dominee, want hulle gee 'n sekere grootte bydra ensovoorts. En hulle sien hulle self nie as mense wat moet dien nie, wat 'n verskil moet maak. Nou, die afgelope week het ek weer met mense in ons gemeente te doen gekry, wat presies op hierdie manier dink. En wie op daardie manier dink, word 'n gemeente wat uiteindelik homself vasloop. Raak diensbaar en raak bewus van die geestelike gawes wat God aan jou gegee het, en gaan werk daarmee. Raak besig daarmee. So ek dink tot 'n groot mate is hierdie woorde van die apostel Paulus reeds baie direk op ons van toepassing. Wat geestelike gawes betref, broers, wil ek nie hê dat julle moet onkundig wees nie, maar ek is tog maar van mening, ek is bekommerd daaroor, dat ons wel maar onkundig is. Die woord gawes is hier deur die vertalers ingevoeg, en ek dink dat die konteks het hulle gelei en ook korrek gelei om uiteindelik te sê dat ons moet hier die woord gawes veronderstel. Ons doen dieselfde maar in Afrikaans, dat ons nie altyd 'n woord daarin sit nie, maar ons veronderstel die woord, en vir enige Afrikaans sprekende persoon is dit duidelik, dit is hoe jy die sin moet verstaan. Het is maar dieselfde hier, so ek beskou dit nie as werklik iets wat ons insit nie, die konteks maak dit wel duidelik. So dit gaan hier oor gawes, en gawes is geskenke. Ek dink dit is 'n baie belangrike vertrekpunt. 'n Geskenk, dat ons net bietjie daaroor met mekaar ooreenkom. 'n Geskenk is iets wat vir jou gegee word.
Geskenk is nie iets wat jy in jouself het nie. 'n Geskenk is nie jou prestasie nie. 'n Geskenk is nie iets waaroor jy jouself op die skouer kan klop nie. 'n Geskenk is nie iets wat uit jouself uit opkom nie. 'n Geskenk is 'n gawe. Dit is nie iets wat jy moet ontvang nie, dis nie jou reg nie. Ek dink al hierdie dinge is vir ons belangrik om vir mekaar van die begin af te sê. Die Korintiërs, weet ons, was baie vleeslik gewees, en nou kom Paulus by, hy het dit aangespreek al in hierdie brief, nou kom hy dit wat meer hulle geestelike lewe aanbetref, hy begin met hulle praat oor hulle geestelike lewe, en wat in hulle geestelike lewe aangaan, vind weerklank in jou daaglikse lewe. As jou geestelike lewe verswak is, dan het jy 'n verswakte uitwerking daarvan in jou daaglikse lewe. Geestelike gawes is in lyn met wat Clark sê, genadegawes wat lei tot wonderbaarlike resultate. Genadegawes bedoelende deur God gegee sonder dat ons dit verdien, en dit lei tot wonderlike resultate. Dis nie ons wat die resultaat produseer nie, dit is God wat dit deur ons werk. En jy moet glo dat God in staat is om wonderlike resultate te bewerk. Uit die aard van die saak, enige iets wat van hom afkom, kan 'n wonderlike resultaat bewerk. En daarom is dit belangrik om die gawe te verbind aan God, want ek kan nie wonderwerke doen nie. Maar God wat die gawe gee, hy doen wonderwerke, hy is die kragtige, almagtige God. Dit het alles gekom deur die buitengewone invloed van die Heilige Gees. So dit is genadegawes wat lei tot 'n wonderlike resultaat, en dit alles het gekom deur die buitengewone invloed van die Heilige Gees. Die drie eenheid is hier betrokke. Die Vader wil vir ons die gawes gee, die Seun verdien vir ons die gawes, en hy maak die gawes moontlik, en hy skenk die gawes aan ons deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is as het ware die een wat die gawe aanbring en indra, en aan ons die hande gee, die geloofshande, om die gawe van God te ontvang en toe te eien en ons eie te maak. Dit is die werking van die drie-enige God. Gawes is dus geskenke wat duidelik deur ons Here aan ons gegee word, deur die werking van die Heilige Gees, en wat die wil van ons hemelse Vader is. Dis 'n baie belangrike vertrekpunt, want die oomblik as jy dit verloor, dan begin jy hoogmoedig te raak oor dit wat jy geestelik kan doen. Jy sien dit as iets wat jy in staat is om te doen. En dit beteken jy kan rondom jou kyk, en dan kan jy ander mense se gawes begin beoordeel, en jy kan vir jouself begin en sê, die gawe wat ek het is daarom baie spesiaal, en is meer, of is belangriker, as die gawe wat hierdie of daardie persoon het. En ongelukkig is dit wat baie keer gebeur wanneer mense praat oor geestelike gawes. Hulle laat ander mense minderwaardig voel. Maar die algemene reël is, as ons praat van geestelike gawes, en dit laat iemand anders te minderwaardig voel, dan praat ons op die verkeerde manier oor geestelike gawes, dan is ons waarskynlik daaroor hoogmoedig, en dan maak ons dit los van die gewer, en van die doel waarvoor die gawe gegee is. So dit moet nie gebeur nie. Jy moet nie iemand laat minderwaardig voel oor jou gepraat oor jou gawe nie. Jy moet baie versigtig dit doen. Ek wil nie hier julle moet onkundig wees nie, die konkrete situasie was, onthou hierdie Korintiërs, die meeste van hulle was voorheen Grieke, kom uit die Griekse leefwêreld uit, en hulle het baie punte gehad waarop hulle nog onkundig was. Hulle het nie soos ons groot geword, of baie van ons groot geword, binne die kerk, binne die konteks van die Ou Testament, en het geweet dat God die gewer is van alles, die God van die lewe,
werk die nuwe lewe in ons, en hy maak ons ook diensbaar aan hom, deurdat hy hierdie gawes aan ons gee, sodat ons in staat is om hom te dien nie. Hierdie mense het nog nie dit alles verstaan nie, hulle het nie so groot geword nie. Paulus noem in sy briewe 3 dinge, waarvan hy nie wil hê dat die Christene onkundig moet wees nie. Nou, daai 3 dinge, waaroor ons nie moet onkundig wees nie, Romeine 11 vers 25, moenie onkundig wees oor God se plan vir Israel nie, moenie onkundig wees oor geestelike gawes nie, dit is die deel waarmee ons nou besig is hier in 1 Korintiërs 12, en moenie onkundig wees oor die wederkoms van ons Here Jesus en ons ewige toestand daarna nie. Dit is 1 Tessalonisense 4 vers 13. Ongelukkig, sê ek, is baie Christene oor al 3 hierdie punte onkundig, en jy kan nou maar jouself gaan beoordeel, hoe kundig is jy oor hierdie 3 punte? Paulus sê, hierdie is die 3 dinge waaroor jy nie moet onkundig wees nie, dus kan jy iets daaraan gaan doen. As 'n mens agterkom dat daar by jou 'n tekort is, dan het jy die verantwoordelikheid om te handel en iets daaraan te doen. Julle weet dat julle heidene was, meegevoer na hierdie stomme afgode. Paulus wil hê dat die Korintiërs moes die heidense afgoderry onthou, waaruit hulle gekom het, en dat hulle beperk is. Want hulle het nie gedink hulle is beperk nie. Hierdie mense as Christene het hulle self 'n bietjie oorskat. Hulle was oormoedig in hulle geestelike sekerheid, en dit is dikwels die probleem in 'n sekere deel van die Christendom. Hulle is vreeslik oormoedig in wat hulle dink hulle weet en wat hulle kan doen, maar hulle beskik eintlik oor baie beperkte kennis en vertroue. Hy wou nie hê dat hulle onkundig moet wees nie, maar omdat hulle heidene was, het hulle maar 'n mate van onkundigheid gehad. Dit is 'n groot voorreg wanneer ons as verbondskinders in die kerk groot geword het, en van die begin af van hierdie dinge gehoor het. Ons vorige ondervindings en ervarings, as ons nie in die kerk groot geword het nie, of in 'n ander denominasie, het miskien veroorsaak dat ons nou 'n swak begrip het van die werk van die Heilige Gees en sy gawes. Nou as jy gaan kyk na 'n tipiese gereformeerde gemeente, wil ek sê dat min of meer die helfte van die mense, of dalk selfs meer as die helfte van die mense in 'n gereformeerde gemeente, het nie so groot geword nie. En ons behoort dit in ons bediening en ons bedieningsplanne ook in gedagte te hou. Dit is vir ons maklik om ons materialistiese of bygelowige beskouings in ons begrip van geestelike gawes in te dra. Materialisme lei ons vandag in die algemeen daartoe dat ons konsentreer op die tasbare dinge, en enige iets geestelik is amper verdag. Ons doen dit ook met die geestelike gawes. Mense wil dinge sien gebeur as jy praat van geestelike gawes. Hulle hou van die sensasionele, en natuurlik in 'n sekere deel van die Christendom is dit so dat die geestelike gawes word gebruik om allerhande sensasionele dinge te laat gebeur of te regverdig in die byeenkomste van die gelowiges, en hierdie sensasionele dinge word eintlik nagestreef, omdat mense wil daardeur probeer om nog meer mense te trek. Kyk, sensasie trek mense, sensasie lok mense. Dit wat uitsonderlik en vreemd is, laat mense aankom, maar dit laat mense ongelukkig nie bly nie. Want die voeding is baie afgewater, en dit het nie baie krag nie. Mens kyk en soek altyd na volhoubare, kragtige bediening, wat gebaseer is op toerusting van lidmate, sodat daardie lidmate uiteindelik as toegeruste lidmate diensbaar kan wees, tot eer van God. Julle kan dus duidelik sien dat ek volg 'n diensgerigte bedieningsmodel. Jy werk met lidmate om hulle toe te rus, om diensbaar te wees. Dit is dus nie mense wat agteroor sit.
die banke deursit, huis toe gaan en niks doen nie, en dink dat hulle moet net bedien word deur Amstraers wat hulle die hele tyd besoek en hulle gelukkig hou nie. Jy moet anders dink. As jy so dink, gaan jy agterraak. Die gemeente, die gereformeerde kerk Heilbron werk met 'n ander model. As jy nog op hierdie ou model dink, is jy besig om agter te raak. Raak dus diensbaar waar jy ook al is, op die manier waarop jy kan diensbaar wees. In sommige gevalle is jou diensbaarheid soveel soos betrokkenheid by iets soos hierdie Bybelstudies. En daar is ander maniere waarop jy kan diensbaar wees deur 'n bydrae te lewer, deur aktief deel te neem aan 'n WhatsApp groep, deur 'n bydrae te gee wanneer jy kan, al bly jy ver van die kerk af. Jy kan dit vir jouself gaan uitwerk. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus vervloek noem nie. Paulus maak hier 'n baie belangrike punt, en dit is dat 'n mens met baie seker wees dat dit wat jy hoor die waarheid is. Ek het hierdie punt al baie in die verlede gemaak, dat ons sit in die kerk in hierdie situasie, dat mense onderskei nie meer die waarde van 'n boodskap of van 'n preek nie. Alles wat net hoegenaamd vir hulle klink na 'n Bybelse boodskap, wil mense outomaties aanvaar. Daar is nie meer die geneigtheid om te toets wat gehoor word nie. Maak seker dat dit wat jy hoor die waarheid is. Ons sit in 'n situasie in die Afrikaanse kerke dat baie dinge oor ons Here Jesus die laaste tyd gesê is wat eintlik lasterlik is. En dit is gesê deur stemme van uitsekere Afrikaanse kerke. En tog bly mense daar, tog bly baie mense nog steeds daar sit. Maak seker dat dit wat jy hoor die waarheid is, word daar gewerk met die Bybel, word die drie-enige God baie duidelik aan jou verkondig, word die Here Jesus Christus aan jou getoon as die enigste verlosser en saligmaker en redder. Dis waar jy moet wees. Jy moet die ware kerk gaan soek en jy moet daarby aansluit. Die kerk wat suiwer is in die bediening van die woord in die eerste plek, die bediening van die sakramente van doop en nagmaal, en wat onverskrokke en in waarheid die tug toepas, ook as die bediening van die woord. Is eintlik maar niks anders as dit nie. Jesus het dit duidelik gemaak en gesê, dat wanneer die Heilige Gees sou kom, wanneer daar gepreek word, moet dit gedoen word onder leiding van die Heilige Gees. Daar was 'n tyd wat dit losgemaak is van die prediker. Daar is gesê, as die prediker preek, dan is dit sy mening, sy interpretasie, en baie keer is dit interpretasie. Maar wanneer dit woordverklaring is, wanneer dit is wat die Here daar sê, wat verklaar word deur die prediker, dan is die Heilige Gees besig om daardie woord te gebruik in die lewe van mense. En wanneer dit gebeur, het die Here Jesus gesê, sal daar van hom getuig word. Hy wat van my sal getuig, bedoelende die Heilige Gees, Johannes 15 vers 26, is die Heilige Gees, en hy getuig altyd van ons Here Jesus. En hy sal my verheerlik, want hy sal neem van wat myne is, en dit aan julle bekend maak. Johannes 16 vers 14. Ons wil 'n gemeente wees, wat luister na die stem van ons Here Jesus. En daarom moet die bediening wees onder leiding van die Heilige Gees, en probeer ons die spoor volg van dit wat God vir ons in die Bybel sê. Ons wil nie ons eie planne maak of uitdink nie. Ons wil daar loop waar die Here vir ons gewys het om te loop. Die Here Jesus was self diensbaar gewees toe hy op aarde was. Was hy nie die een wat uitgereik het na alle mense in nood nie? Hoe kan hy vandag dan 'n kerk hê van mense wat dink hulle kan agteroor sit om bedien te word? Dan is jou beeld van wie die Here Jesus is totaal en al omgedraai, verkeerd. En jy het dit alweer reg gekry om dit om jou te laat draai, om jou te laat gaan. Die bediening van die Heilige Gees is nie om homself of enige mens te bevorder nie,
maar om ons Here Jesus te verteenwoordig, te verheerlik en te verteenwoordig. Hy is immers die Gees van die Vader, maar ook van die Seun. Hy gaan ons van beide, die Vader en die Seun uit. Ons kan dus vertrou dat die ware bediening van die Heilige Gees volgens die ware aard en natuur van die Here Jesus sal wees. Daar kan nie hier 'n verskil wees tussen die twee persone van die drie-eenheid, van die Seun en van die Heilige Gees nie. Hulle werk hier saam, soos wat die drie-eenheid altyd saamwerk. Ek wil hier ook daarop wys dat die Heilige Gees se sensitiwiteit by 'n mens laat ontwikkel vir wie die ware Here Jesus is, wat in jou verkondig word. As jy daardie ongemaklike gevoel kry, as jy na iemand besig is om te luister, dan moet jy mooier luister en fyner luister. Daardie ongemaklikheid kan juist die Heilige Gees wees wat vir jou sê, wag 'n bietjie, hierdie dinge klink nie reg nie, dit rym nie met wat ek weet van die woord van die Here nie. Dis dalk nie 'n openlike vervloeking van die Here Jesus nie, maar daar is geen groter gevaar as 'n halwe waarheid nie, of as 'n verdraaide waarheid nie. Ons moet probeer onderskei en bepaal waarom ons so aangespreek voel, waarom ons begin ongemaklik raak met 'n sekere boodskap. Is dit nie die Heilige Gees wat my sensitief maak vir hier is iets nie reg nie? Hoekom bly ons sit? Hoekom tree ons nie op nie? Hoekom gaan soek ons nie die ware kerk nie? Want dit is eintlik ons roeping. Ons moet daar gaan waar Jesus Christus baie duidelik verkondig word. Daar is diversiteit in die kerk. Daar is ruimte vir diversiteit in die kerk en tog is daar ook 'n eenheid. Ons is nie almal dieselfde nie. Daar is verskillende gawes. Ons ontvang verskillende gawes, maar ons is een gemeente. Daar is verskillende gawes, maar dieselfde Gees. Daar is verskillende bedieninge maar dieselfde Here. En daar is verskillende aktiwiteite of werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal werk. Nou die punt, ek herhaal hom nou. Ek sal vir julle eerlikwaar sê as ek iets herhaal. Het ek gemaak dat jy moet weet dat die oorsprong, die bron, die bepaler, die gewer van die gawes is God. As jy dit gaan omdraai, as jy jouself op 'n manier in daardie posisie gaan plaas, dat dit van jou afkom, dan is jou sondige natuur besig om jou op sleeptou te neem, om jou uiteindelik op te hef, om jou te boost, soos wat mense sal sê, sodat jy meer van jouself dink as wat jy moet. Jy is besig om jou hoogmoedige, sondige natuur op hierdie manier te voed, en nou wil jy die geestesgawes, die geestelike gawes wat God vir ons gee, wil jy misbruik om dit te doen. Dit is nie jou gawe nie, dit is God wat dit vir jou in sy goedheid en in sy liefde vir jou gee. Paulus sal voortgaan om so wat 9 geestelike gawes in die volgende verse en op ander plekke te noem. Daar is inderdaad 'n groot verskeidenheid van gawes, en die Here sit dit ook in verskillende kombinasies in mense se lewens saam, maar ek wil ook vir jou sê, die Here maak ons elkeen uniek om met wie ons is en wat ons is diensbaar te wees aan hom. Mense sal byvoorbeeld nie dink dat om met jou hande te kan werk, kan jy diensbaar wees vir God nie. Maar by enige kerk is daar soveel om te doen. Daar is soveel onderhoudswerk wat gedoen moet word, sodat die normale aktiwiteite van die gemeente kan voortgaan. En nie net daar nie, maar dikwels is daar versorgingswerk wat nodig is om gedoen te word, en dan is daar hande nodig. Die eenvoudige werk wat gedoen word om vir iemand broodjies te maak, om dit by die skool te gaan afgee, is ook om daarmee diensbaar te wees, en jy doen dit na die beste van jou vermoë. Jy is bereid, jy steek jou hand op en jy sê, ek is bereid om dit te doen. Toch is dit nog steeds 'n probleem. In ons eie gemeente, as 'n mens vir sekere lidmate, vir sekere susters vra,
sal jy 'n bietjie help, dan sê hulle sommer vir jou reguit nee. Ek gaan dit nie doen nie, ek gaan dit nie maak nie. Jy hoef nie eers die brood te betaal nie. Dit sal self vir jou betaal word. Is dit nie verkeerd? Dink jy nie dit is verkeerd en die verkeerde gesindheid, as ons net wil ontvang, maar ons wil nie diensbaar wees nie? Die gawes moet nooit van die eintlike gewer losgemaak word nie. Dit is nie die mens met wat die gawes so wonderlik maak nie. Soms is dit presies waar die klem geplaas word, en nou sê ek maar, deur sommige charismatiese groepe, jy kry die indruk van, ek kan dit doen en ek kan dat doen, en hulle is baie vol daarvan. Die gawe is wonderlik, maar dit kom eintlik van die wonderlike gewer af. En dat ek ook nou maar alreeds vir u iets sê, die gawe is nie 'n aanduiding van 'n groot geloof nie, of van 'n sterk geloof nie. En dit is baie keer wat mense probeer voorgee. Die feit dat hulle kan getuig van hierdie wonderlike gawe en die dinge wat hulle kan doen, moet op 'n manier vir ander mense sê, kyk, hulle is fantastiese gelowiges. Want as jy vir ander mense op hierdie manier moet sê of wys dat jy is 'n fantastiese gelowige, wil ek eintlik vir jou sê, jy is nie 'n fantastiese gelowige nie. Mense sal weet dat jy 'n diens van die Here is. Sien, as jy het nie nodig om dit te sê nie. Jou lewe sal dit duidelik demonstreer. Jy sal dit wys want jy leef dit. As die gawe my nie terugneem na die eintlike gewer nie, dan is daar fout. Dan moet ek versigtig wees. So ek het gesê, daar is 'n diversiteit van gawes, maar as dieselfde gees wat dit gee, dis uiteenlopend, die bedieninge is verskillende aktiwiteite, dis opvallend. Dis nie passiewe goed waaroor jy beskik nie, is nie iets soos jou knipmes wat jy in jou sak sit nie, en ronddra en vir mense wys en sê, joh, kyk 'n bietjie hier, kyk het hoe fantasties is ek. Wel, ek dra nie 'n knipmes daarvoor nie, ek dra 'n knipmes om te skil of te sny of mee te werk, dit is vir my 'n bruikbare instrument, iets soos 'n Leatherman. So gawes is aktiwiteite, dit is kragtige werkinge, onthou wat het Klaak vroeër gesê, kragtige werkinge, om diensbaar te wees vir God. Maar dit is alles dieselfde Gees, dieselfde Here, dieselfde God. Bedieninge het waarskynlik die verskillende dienste. Ek is nie baie lief vir die woord ampte nie. Dit verwys ook na die ampte. Ampte is Hollandse gedagte en die woord ampt kry jy nie in die Bybel nie, in die Nuwe Testament nie. Dit is die gedagte van jy het 'n bepaalde posisie of 'n plek. En maklik kan mense so dink. Mense word ouderlinge of die jakens en sekerlik ook party predikante of die voorsitter van die een of ander bestuur by die kerk en dan dink hulle is in 'n sekere posisie en die ander mense is onder hulle. Nou in die gereformeerde kerk het ons glad nie so 'n kollegialistiese piramide struktuur nie. Van jy het ergens te gekom of jy het iets bereik nie. Ons almal staan op dieselfde vlak voor een koning, ons Here Jesus Christus. Ons is almal dienaars van hom. Ons is sy knegte. Ons is sy slawe. Ek sê weer eens, hoe kan jy die idee hê dat jy in die kerk is om bedien te word, om gelukkig gehou te word? Dat dit is die taak en die verantwoordelikheid van die predikant en van die amptdraers, dat hulle jou moet tevrede hou. Waar het jy aan hierdie idee gekom? Want dis nie 'n skriftuurlike gedagte nie. Die woord hier is diens. Jy ontvang gawes om te dien en die ampte is dienaars. Dis wat ons eintlik genoem word in die Nuwe Testament. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En dan weet ons ook, Paulus skryf byvoorbeeld vir Timoteus van ouderlinge en van die jakens. Dus, die verskillende ampte word deur een Here gegee, en miskien moet ons ophou om van ampte te praat en eerder begin praat van dienaars, wat dienaars oplei, wat mense oplei en toerus om dienaars te wees,
Ons het op die afgelope klasses baie hieroor gepraat, dat mense in gemeentes moet baie vinnig hierdie ding besef, op die Oos-Vrystaatse platteland. Dat gemeentes gaan ophou bestaan wat die idee dat iemand moet hulle bedien, want as daar nie meer 'n predikant op 'n dorp is nie, wie gaan nou vir wie dien? Wie gaan rondry om almal gelukkig te hou? Sien, dis waar die moeilikheid nou kom. Hierdie mense het nou 'n groot krisis. Nou sit en kyk hulle vir mekaar en niemand doen iets nie. Dis eintlik 'n baie hartseer situasie wat besig is om te ontstaan. Want hierdie gedagte het by ons ingeburger geraak. So hierdie gawes wat God gee, is onder andere die amptsdraers of die dienaars wat hy geroep het om ons toe te rus om dienaars te wees. Die Griekse woord vir aktiwiteit is energemata, en daar kom, jy kan duidelik sien waar kom die woorde energie of energiek vandaan. Dit kom van hierdie Griekse woord af. So, die gedagte is dat ons moet energiek wees, aktief wees. Daar is dus hierdie wonderlike werkinge wat moet plaasvind. Jy kan eintlik nie 'n gemeente hê wat nie aktief is nie, wat besig is om te stagneer nie. As 'n gemeente besig is om te stagneer, beteken dit die gelowiges daarin verstaan hierdie dinge nie, maar hulle is eintlik besig om dood te gaan. 'n Gemeente, ledemate van die liggaam wat niks doen nie, is nie net passief nie. Hulle onderhou nie net hulle self nie. Hulle is eintlik sterwend. Want daar is nie meer vloei nie, daar is nie meer beweging nie. As daar nie meer bloed vloei, wat suurstofryke bloed in my verskillende ledemate is nie, dan sterf daar die ledemaat af. Hy gaan dood, hy word vrot. Hy moet afgesny word, hy moet geamputeer word. En dit is hoekom dit ook belangrik is dat die dienaars wat Christus roep in die gemeente, na daardie dele van die gemeente toe gaan en vir hulle sê, hoekom kom jy in die kerk toe nie? Hoekom dink jy moet bedien word, maar jy wil niks doen nie? Dit is die roeping onder andere van daardie dienaars om te kyk of hulle mense weer kan aktiveer onder leiding van die Heilige Gees. Want net die Heilige Gees kan iemand aktiveer. Jy sê jy's lewend, wys dat jy lewend is. Gawes, bedieninge, aktiwiteite of werkinge is alles die werk van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat manifesteer in die gemeente, deur die lewe in die gemeente, deur die aksie in die gemeente, deur die energie in die gemeente. So as daar nie energie is nie, as daar nie aktiwiteit in 'n gemeente is nie, dan moet jy dit nou terugvat en dan moet jy vir jouself begin afvra, maar is hierdie dan nog 'n gemeente wat lewend is? Is hierdie liggaam nie eintlik sterwend nie? Dis ons ontvang. Ons het die gawes ontvang. Elkeen van ons het van God gawes ontvang waarmee ons kan diensbaar wees in sy diens, en hy het ons geroep. Wees baie versigtig dat jou gawe jou nie die indruk laat skep dat jy moet aanvaar dat jy nie alles weet nie, en dat jy nie alles sien nie, bedoelende dat dit is nie jou gawe wat jou so wonderlik maak, dat jy nou oor ander se gawes kan oordeel nie. Wees nederig en fokus op die roeping wat God vir jou gegee het, wat jy ontvang het, waarin jy goed is, en soek vir jou 'n werk. Die kerkraad daag nie op met 'n lys by jou en vra vir jou, hoorie, kan jy enige van hierdie doen nie? Ons het dit al probeer, weet jy wat is die resultaat daarvan? Mense reageer nie. Mense sê nie, ek wil hierdie aktiwiteit doen, ek sal hierby inskakel nie. Ons moet maar mense indeel en dan nog is daar baie klagtes en gedagtes en probleme oor hoekom hulle nie daar wil wees nie. Maar wat wil jy doen? Waar wil jy wees? Wie is jy? Wat kan jy doen? Dis baie keer eerder die probleem met mense. Wees versigtig
om die bediening van ander te oordeel en te veroordeel. Weet, mense kan dit baie goed doen, self doen hulle nie veel nie, en dan kyk hulle so rondom hulle, en dan sê hulle, aha, die maklikste teiking is daai dominee. Kom ek sê vir jou iets oor hom, as die ouderling vra, is daar iets? Dan dink mense wel, die maklikste is, kom ons sê iets oor hom, want ek het die volgende verwagtings van hom, waarin hy moet voldoen, en duidelik voldoen hy nie daaraan nie. Baie keer laat die ouderlinge toe dat mense daarmee wegkom, terwyl die ouderling eintlik vir die lidmate moet sê, hoor jy broer of suster, jy het my verkeerd verstaan. Ek het gevra, wat doen jy? Waar wil jy betrokke wees? Watter gawes het jy? Nou begin jy om iemand anders se bediening te beoordeel. Ek wil amper vir daardie amptdraers sê, weet jy wat doen hulle wanneer ek daar kom vir huisbesoek? En ek vra, is daar iets? Dan begin hulle met die ouderlinge en die diake. Wat doen jy? Jy beoordeel die bediening van 'n ander, vanuit jou hoogmoedige posisie, terwyl jy self eintlik maar wegkruip daarachter, en so verdoesel jy jou passiwiteit, jou onaktiwiteit. Moet dit nie toelaat nie. Ons het dit vir te lang toegelaat in die gereformeerde kerke. Ons moet nie 'n kerk wees van klaarkouse nie, ons moet 'n aktiewe, energieke kerk wees, wat weet ons het gawes ontvang vanaf die Here waarmee ons diensbaar is. So daar is 'n groot variasie van die werkinge van die Heilige Gees. Maar die openbaring van die Gees word aan elkeen gegee tot voordeel van almal, want aan een word die woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander die woord van kennis deur dieselfde Gees, aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur dieselfde Gees, aan 'n ander die werk van wonderwerke, vir 'n ander profesie, vir 'n ander onderskeiding van geeste, vir 'n ander verskillende soorte tale, vir 'n ander die interpretasie van tale. Maar een en dieselfde Gees doen al hierdie dinge en versprei aan elkeen individueel soos wat hy wil. Goed, so die werkinge van die Heilige Gees word nou hier 'n bietjie meer besonderhede bespreek en hier vir ons opgesom. Die Heilige Gees is altyd teenwoordig in en onder ons as Christene, waar die woord van God gehoor word en waar ons God werklik ken vir wie hy is. Aan elkeen word gawe gegee om tot voordeel van die gemeente te gebruik. Dis 'n ander manier om dieselfde ding te sê wat ons nou al reeds gesê het. Mense dink baie keer die gawe wat hulle ontvang sê iets van hulle, jy die gawe ontvang tot voordeel van ander. Kan jy sien waar jy ander bevoordeel? Jy sien waar jy ander se lewe aanraak, waar jy 'n verskil maak, waar jy besig is om 'n invloed uit te oefen, waar mense dalk selfs vir jou sê, jy maak vir my 'n verskil, jy help my. Daar lê waarskynlik iets van jou gawe. Gaan kyk daar. Gaan probeer om 'n verskil te maak in ander se lewe, en daar waar jy dit reg kry, daar waar jy daarmee goed is om dit reg te kry, gaan analiseer dit, want daar kan jy begin kyk, waar is jou gawe? Wat kan jy dalk doen wat ander nie so goed kan doen nie, en waar kan jy intree en help? Dit is alles, soos wat ek gesê het, een van hierdie gawes wat die apostel Paulus dan nou noem, is die 'n woord van wysheid. En dit is die unieke vermoë om die wysheid van God uit te spreek, veral in 'n belangrike situasie, soos dit gestalte gekry het, byvoorbeeld in die preek van in Stefanus in Handelinge 17 en Paulus in Handelinge 23, om doeteenvoudig met wysheid te kan praat, en baie mense het net daai vermoë op die regte tyd die regte ding te kan sê, en dit ontwikkel hulle deurdat hulle Bybel ken en baie lees. Jou gawe moet gefundeer wees en gebaseer wees in die woord van God. Moet nooit jou gawe losmaak van die woord van God nie.
Die feit dat die gawe deur die Heilige Gees in ons gewerk word, beteken nie dat die Heilige Gees maak die gawe los van die woord, en dat dit is 'n vrye gawe wat buite die woord om optree nie. Deur die Heilige Gees is ook die Gees van die woord. Hoe anders het ons die woord ontvang as deur en onder leiding van die Heilige Gees. Dus die gawe sal in lyn wees met die woord van God. En baie mense, omdat hulle die woord van God so deeglik ken, bestudeer, kan hulle soms met soveel wysheid praat en of leiding gee. Die woord van kennis, dit is die unieke vermoë om ook kennis te verkondig of oor te dra. En hierdie kennis is gebaseer in die woord van God. Dit word deur die Heilige Gees aan hulle gegee. Hier word verwys na Charles Spurgeon, toe hy gered is, het hy geluister na 'n preek, en dit het hom baie diep geraak, en dit was woorde van kennis, wat God gebruik het in die lewe van Spurgeon. Iemand wat vir hom gepreek het, weet, ons het byvoorbeeld nou katkesasie hulpkragte, en daar is baie susters wat daarby betrokke is. Ek self doen baie katkesasie werk, byvoorbeeld by die hoërskool, en 'n mens ontvang toerusting om katkesasie ook te kan doen. Jy ontwikkel die gawe wat jy het. Ons kyk mooi, watter susters het watter gawe, en ons kry daai susters, en ons probeer daardie gawe deur toerusting verder in hulle te ontwikkel, sodat hulle 'n woord van kennis ook kan spreek tot die kinders met wie hulle werk. Ons moet ook altyd onderskeidingsvermoë gebruik om 'n woord van kennis te ontvang, en onthou dat God nie die enigste bron van bo-natuurlike kennis is nie. Hiermee bedoel ek dood eenvoudig, die duiwel ken ook die Bybel. Die voorbeeld van ons Here Jesus se versoeking in die woestyn, so maak baie seker dat dit wat jy as woord van kennis gebruik, dat dit van die Heilige Gees afkom. Die duiwel manipuleer baie maklik die woord van God. Daar is baie boeke wat geskryf is, onder so die noemer van geestelike boeke, deur vooraanstaande Afrikaanse skrywers, maar dit is eintlik boeke wat nie goeie leesmateriaal is nie. En mense koop daar die boeke, en baie keer op grond van wie die skrywer is. So probeer werklik onderskei wat 'n woord van kennis is. Die gawe van geloof, en dit is die gawe om in moeilike omstandighede op God te vertrou. Soos wat Petrus gedoen het, toe hy op die water geloop het in Matteus 14 vers 22 tot 33. So die gawe van geloof is mos kennis en vertroue, is daar die vermoë om in moeilike omstandighede te kan vertrou. Die Bybelse voorbeeld wat ek dan nou hier noem, is Petrus op die meer van Genesaret. Maar daar is ook hierdie man, George Mueller, ek vermoed, ek wonder of dit nie dan ook maar Muller is nie. Nou, George Mueller was 'n filantroop, en hier het ek vir julle net so 'n bietjie gaan iets oor hom opsoek. Hy het so op God vertrou dat hy het nie verskenkings gevra nie, hy het gebid en hy het weeskinders versorg. Nou hierdie George Mueller het gedurende sy leeftyd 10.024 weeskinders versorg en vir hulle opvoedkundige geleenthede gegee. Sommige van die mense het hom daarvan beskuldig dat hy dit so goed gedoen het, dat hy hierdie mense eintlik opgehef het uit die klas waarin hulle aanvanklik was, in 'n beter klas. Hy het 117 skole gestig, wat Christelike onderwys aan meer as 120 mense aangebied het. Een man wat geglo het dat hy kan God vertrou, God sal hom help om gelowige te wees.
Die gawe van genesing, dit aanskou 'n mens wanneer ons ook by iemand kom, daardie persoon se hand vashou, vir daardie persoon bid, en dis inderdaad moontlik, die ouderlinge kan gaan en moet ook gaan, en die persoon, raak die persoon aan, bid vir daardie persoon, as daardie persoon gesond word. Hoeveel keer het ons as gemeente nie al gesien dat God mense gesond gemaak het nie? Die gawe is, moet ons nie dalk te sterk verbind aan een individuele persoon nie. Maar dis 'n gawe wat God gee aan sy kerk. En baie mense lê hulle daarop toe, dat hulle wil graag na siekes toe gaan en vir hulle bid. As jy voel en as jy daarvan oortuig is, dat dit die besondere roeping is wat God vir jou gegee het, dat hy vir jou die gawe gegee het, om te bid vir mense soos daardie, doen dit. Die werk van wonderwerke, letterlik dynamis, dade van mag, dit is wat gedoen word onder leiding van die Heilige Gees. Dit is wanneer God iets uitsonderlik laat gebeur, wat 'n mens nie verwag het nie. En ja, in 'n mensebediening sien jy dit ook, dat jy dink dat 'n saak sal maar op 'n sekere manier verloop, en op die ou einde dan werk God iets wonderlik, iets wat totaal uitsonderlik is. En ek het vandag dit weer met iemand gedeel, dat daardie persoon se lewe, en dit wat daardie persoon kon bereik in die genadekrag van God, beskou ek as 'n wonderwerk, want ek het dit nog nooit voorheen in al my jare van bediening gesien nie, dat so iets kan gebeur nie. Ek het nie gedink dat dit moontlik is nie. So ek beskou dit werklik as 'n wonderwerk, die werk van wonderwerke. Wie het almal vir die persoon gebid? Wie kan nou aanspraak maak op die gawe van die werk van wonderwerke? Daar was so baie mense wat vir daardie persoon gebid het en die pad saam met hom loop. Profesie, die verkondiging van die boodskap van God. Ek dink nie soos wat sommige dit probeer uitmaak, dat dit is 'n besondere waarskuwing wat iemand ontvang buite die Bybel om nie. Ons het wel die voorbeelde in Handelinge 21 en 27. Ek verbind dit baie sterk. Ek dink ons as gereformeerdes verbind dit baie sterk aan die verkondiging van die woord van die Here. Die Here gebruik sy woord. Kan die Here vir ons iets sê oor die gebeure in die toekoms? Ek dink hy doen inderdaad, nee. Hy doen dit, byvoorbeeld praat hy met ons gereeld oor sy plan en hoe sy plan sal verloop met die oog op die toekoms. Dink byvoorbeeld aan 'n boek soos Openbaring. Maar of ek allerhande afleidings daaruit kan maak, ek kan Openbaring verklaar, ek kan dit verkondig, ek dink dit lê op 'n ander vlak as om te dink ek ontvang buite die Bybel allerhande boodskappe. Ek dink dit doen weer afbreek aan uiteindelik die gesag van die woord van die Here. Ek dink ons sal maar eers hier moet stop. Ek sal so vinnig weer terugkom hier na die gawes toe. Ek sien die tyd het uitgeloop. Die ander Bybelstudie sal eintlik al amper moet begin. So ek stop eers hier vanaand. Ons sal maar weer bietjie terugkom na hierdie goed toe met die volgende Bybelstudie dit net gou klaar maak. Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid dat ons kan afsluit. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat u met ons praat oor wie ons is en wat ons moet wees, ook as kerk van u. Ons bid dat u sal gee dat ons werklik diensbaar sal wees en dat ons nie 'n ontvangmentaliteit sal hê nie, maar 'n diensmentaliteit. Rus ons toe met al die gawes waarmee ons vir u diensbaar kan wees. En ons vra dit van u in u Seun se naam. Amen. Baie dankie dat u hier ingeskakel het. Ek groet u en 'n mooi en 'n geseënde aand vir u almal.